Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Goeiemôre en welkom by die Lighuis Middelburg, waar elke moeder vir ons spesiaal en kosbaar is. Amen. Kom aan, kom ons gee die moeders in die huis 'n lekker hande klap vanmôre. Al die moeders, steek gou julle hande op. Al die ma's, steek op julle hande, Kyk hoe geseënd is ons. Al die moeders, prys die Here. Ons is so geseënd om julle vanmôre hier te hê. Julle is die VIP's vanmôre na Jesus, okay? Hy is die VIP, maar na hom is julle so kosbaar en so belangrik vir ons en is so lekker om julle te hê vanmôre hier by ons. Maar ook al die vrouens, al die dames, welkom vanmôre. Want as jy 'n dame is, dan beteken dit jy is 'n ma in wording. You're a mother in the making. En al die dames, ons wil vanmôre vir julle sê, welkom hier by ons. Julle is vir ons kosbaar. Ons is so lief vir julle. En ek hoop dat vanmôre se boodskap met jou gaan praat. Maar ek gaan nie die mans afskeep nie, okay? Ek gaan nie net vir die vrouens spreek nie. Ek's bly om te sien hier's mans wat nie gesê het, luister, dit is nou 'n Moedersdag preek, so ons gaan visvang en nie daar wees. Nee, ek het vir jou ook 'n boodskap. En ek glo die Heilige Gees gaan vanmôre met jou ook praat. Maar ek vra vanmôre die vraag, wat is 'n moeder? Wat is 'n moeder? Wat is 'n moeder? En jy kan nie die vraag vra, wat is 'n moeder, as jy nie die vraag vra, wat is 'n vrou nie? Wat is 'n moeder? Wat is 'n vrou? En so het ek hierdie week gaan soek na die perfekte gesegde of die perfekte quote, iets wat iemand gesê het, wat praat van 'n vrou of 'n moederskap, wat uniek is aan 'n vrou. En ek het oor die 100 quotes gaan lees, en ek kon nog steeds nie een kry, wat direk net iets sê oor 'n vrou nie. Nou hoor my, elke quote wat ek gelees het iets gesê soos die volgende: 'n moeder is iemand wat die plek van iemand anders kan inneem, maar wie se plek niemand anders kan inneem nie. Dit klink baie goed, hè? Dit klink baie goed, maar my probleem daarmee is, en alhoewel dit so waar is, né? Dit is so waar, 'n moeder kan soveel rolle vervul in die huis. Maar my probleem met dit is, dis ook waar vir 'n pa. Dis ook waar vir 'n pa. 'n pa is ook iemand wat iemand anders se rol kan vervul, maar wie se rol niemand kan vervul nie. Wat probeer ek sê vanmôre? Is dat God het die moeder en die vader met 'n spesifieke doel geskape. Daar's 'n spesifieke rede hoekom God ons gemaak het. En dit is so, in vandag se tyd is daar baie gesinne wat enkelouers bevat. Daar's baie gesinne. Daar's gesinne waar die ma al twee rolle moet vervul, maar daar's ook gesinne waar die pa al twee rolle moet vervul. En laat my toe om vanmôre vir jou te sê as 'n enkelouer, dat ek haal my hoed vir jou af. Want regtig, om daai rol te vervul as 'n enkelouer in vandag se tyd, om te probeer al twee rolle te vervul, dis 'n groot taak gevra. Ek kan nie imagine hoe ek hierdie twee bulle sal grootmaak sonder my vrou nie. Ek kan nie imagine hoe ek dit kan doen nie. So die rol van 'n ma is uniek. Dit is spesiaal, maar die rol van 'n pa is ook so uniek en spesiaal. Die een gesegde of die een quote wat ek gekry het, wat seker die duidelikste praat van 'n vrou of 'n moeder, is die een wat sê dat van al die regte wat vrouens het, is die reg om 'n ma te wees die grootste. Daai is waar. Van al die regte wat julle as dames het, is die reg om 'n moeder te wees die grootste. En daarom vra ek vanoggend die vraag, maar wat is 'n moeder dan? My ma is nie te lank terug oorlede nie. En daar's nog steeds dae wat ek aan haar dink en dan mis ek haar vriendskap.
Ek mis die vriendskap, die verhouding wat ek met haar gehad het, en ek besef dat daar's niemand anders in hierdie wêreld met wie ek so 'n verhouding kan hê soos ek met haar gehad het nie. Ek ry eendag saam met 'n oom, en hierdie persoon is in sy 60s, as ek reg onthou is hy in sy laat 60s. En ek ry saam met hom, en sy moeder het in daai week afgesterf. Nou maak die sommetjie hoe oud sy moeder moet wees. En ek ry saam met hom en hy treur, en ek bemoedig hom en ek praat hom moed in, en op 'n stadium maak hy my stil en hy sê, pastoor, hy sê, ek huil nie omdat my ma hemel toe is nie. Sy het 'n vol lewe gehad. Ek meen, sy's in haar 90, sy het 'n lang lewe gehad, sy's verseker nou op 'n beter plek, ek weet dit. Hy sê, hoekom ek vandag treur is omdat daar's niemand oor wat my naam elke dag voor die Vader sal noem in gebed nie. Niemand oor wat dit sal doen nie. Ek sê, oom, ek sal vir jou bid. Hy sê vir my, jy lieg. Ek sê, wat sê, hoe kan oom dit sê? Hy sê nie eers jy lieg, pastoor, hy sê sommer jy lieg, maar hoe kan oom dit sê? Hy sê, Dani, jy sal vir my bid, ek weet jy sal, maar jy sal vir my bid as jy aan my dink. Maar die verskil is, my ma het elke dag aan my gedink. Kom ouers, daar gaan nie 'n dag verby wat 'n ma of 'n ouer nie aan hulle kind dink nie. Nie 'n dag nie. En hy sê vir my, Dani, ek weet, my ma was 'n godvreesende vrou, en elke dag het sy my naam voor die Here genoem. En daar's niemand wat daai plek sal invat in my lewe nie. Wow, wat is 'n moeder? Hoe belangrik is dit dat ons in die tyd en die era wat ons leef, besef wat is die rol van moederskap? Wat is die rol van 'n moeder? Wat beteken dit om 'n moeder te wees? Wat beteken dit om 'n vrou te wees? En hierdie week terwyl ek besig is met my studie en gaan kyk en probeer oplees, kom ek agter dat in die eerste plek speel die generasie 'n rol op ons opinie wat 'n vrou is. Die generasie waarin jy leef, die tyd waarin jy leef speel 'n rol. Jou kultuur speel 'n rol in wat jy sê 'n vrou is of 'n moeder dan moet wees. Dit speel 'n rol. Die manier hoe ons kyk na vrouens speel 'n rol. Daar's 'n klomp goed wat bepaal hoe ons vandag sê en wat ons vandag sê 'n ma of 'n moeder moet wees. En ek besluit toe, maar ek gaan nie my antwoord in hierdie wêreld kry nie. Ek sal moet gaan na die woord van God toe om 'n antwoord te kry en te bepaal wat is 'n vrou en wat is die rol van 'n moeder. Amen. Ons gaan dit hier kry. Maar terwyl ek besig is met my studie in hierdie woord, besef ek dat hierdie woord van God praat van omtrent 5000 jaar se geskiedenis. Laat dit gou insink. Is omtrent 5000 jaar se geskiedenis, 5000 verskillende generasies op generasies op generasies wat hier genoem word. Met dit saam verwys hierdie woord na verskillende kulture. Daar's nie net een culture gewees nie, dis 'n kultuur en dan is daar 'n volgende kultuur. Israel was in Egipte, voordat Israel bestaan het, was daar 'n tipe kultuur. En terwyl ek oplees, raak ek bewus van die verskillende rolle wat vrouens selfs in die Bybel ingeneem het. Die verskillende rolle. Weet, so dikwels dan sal ons na die woord van God kyk na 'n spesifieke tydperk en dan sal ons sê dis wat 'n vrou is en dis al wat sy is. En nie die hele woord van God in ag neem nie. Moeders, ek wil vanmôre vir julle sê, julle het soveel potensiaal. Julle het soveel talent. Soveel. God het julle gemaak om soveel meer te wees as wat ons dikwels vir onsself dink of voorhou 'n persoon is. Terwyl ek so lees en die verskillende tydperke gaan deursoek, vind ek dat daar was 'n leier, 'n vrou, 'n dame leier gewees in Israel met die naam Jezebel. Wie van julle het al van haar gehoor? Bekende dame. Sy was 'n leier in Israel, Jezebel. Nie 'n goeie leier nie. Bad news. Okay? Nie 'n goeie vrou nie. Okay? Bad news. Bad news. En die dinge wat sy aangevang het was goddeloos, man, om die minste te sê. Sy was glad nie 'n goeie voorbeeld nie. En dan kyk ons na Jezebel en sê ons, jy sien, die woord van God sê 'n vrou kan nie 'n leier wees nie.
Daar's die bewys daarvan. Geen vrou kan 'n leier wees nie. Kyk wat het gebeur. Maar ons vergeet van die rigters. Die derde rigter, nou dit is die tyd toe Israel in die beloofde land ingekom het. So 'n bietjie Bybelstudie hier. Die tyd toe Israel in die beloofde land ingekom het, was daar nie konings nie. Daar was rigters, daar was mense wat God aangestel het om sy volk te lei. En die derde rigter se naam was Deborah. Het julle al van haar gehoor? Deborah, en die skrif sê dat Deborah was 'n profeet. Nou interessant, van die ander rigters word daar nie noodwendig melding gemaak dat hulle 'n profeet was nie. Nou hoekom is hierdie belangrik? Want 'n profeet word deur God aangestel. Kom nou, God bepaal wie 'n profeet is, want 'n profeet, sê die skrif, is iemand wat namens die Here praat. Kom kerk, mense, so kykie. En Deborah sê die woord was 'n profeet. Sy was deur God aangestel en die skrif as jy gaan lees sê dat en sy was die leier van Israel. Sy was die leier van die volk. En van al die rigters, gaan ons ondersoek dit self, vind ons dat Deborah was een van die beste leiers wat hulle gehad het. Die ander rigters het op en dan s hulle af en dan s hulle by die Here en dan s hulle ver van die Here af. Maar Deborah het vasgehou aan haar God. Sy het vasgehou aan haar woord van God. Sy was 'n kragtige leier gewees. En dan dink ons net aan Jezebel. Wat van 'n Deborah leier? Wat van 'n leier wat God aangestel het om te lei? En interessant van Deborah is sy het nie al high heels gedra nie, niks teen high heels nie, okay? En make-up en dit nie. Maar dis hoe ons 'n dame sien en dis hoe ons in vandag se kultuur en tyd dink 'n vrou moet wees. Maar Deborah, toe die koning nie wil gaan fight nie, toe vat sy hom battlefield toe. Toe vat sy hom oorlogsveld toe. Dis die tipe vrou wat God haar gemaak het om te wees. So in hierdie skrif dan vind ek soveel voorbeelde. Ons vind van 'n dame wat 'n koningin was, Esther. Dan vind ons van dames wat in die veld moes werk soos 'n rit om hulle kos te verdien. En daar's soveel voorbeelde van verskillende eienskappe van vroue. En ek vra die Heilige Gees en ek soos Here, maar waaroor praat ek dan vanmôre op Moedersdag? Waaroor praat ek? En as ons vir onsself vra, maar wat is 'n vrou en wat is 'n moeder? Waar begin ons dan? En ons kan nie anderste as om dan terug te gaan na die begin toe nie. Terug te gaan na die begin van die skepping toe nie. Daar waar alles begin het. Waar God die mens gemaak het nie. En ek wil hê julle moet vanmôre so 'n bietjie saam met my Bybelstudie doen. 3 verse in Genesis 1. Blaai saam met my na Genesis 1 vers 26 toe tot 28. 3 verse wat ons gaan lees en ek wil hê jy moet so 'n bietjie saam met my Bybelstudie doen vanmôre en sien wat sien jy raak. Julle in die begin, toe die aarde woes en leeg was, het God die mens gemaak. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het God hulle geskape. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Geseënd is die woord van God. Gaan vir my terug na vers 26 toe. Kom ons breek 'n bietjie die woord van God oop vanmôre. Vers 26 en God het gesê. As jy 'n pen by jou het, as jy jou notaboekie het, ek dink dan moet jy daai onderstreep. Kom kerk, wanneer ook al ons opinies uitruil oor watter saak ook al, moet ons teruggaan na hierdie en God het gesê. Kom aan, ons kan redeneer tot ons blou is, ons kan watter voorbeelde gebruik, ons kan wat ook al sê, maar as God sê, dan moet ek en jy stil bly en luister. Amen. As God sê, as God 'n opinie het, sy opinie tel meer as my en jou opinie.
God se opinie tel meer as my en jou lewenservaring. God se opinie tel meer as die generasie waarin ons leef, meer as die kultuur wat ons het. God se opinie is primêr, dit dra autoriteit. So wanneer die woord van God sê, en God het gesê, dan moet ek en jy bereid wees om ons opinie een kant toe te skuif. En te sê, Here, ek luister. Wat is dit wat U gesê het? Wat is dit wat U vanmôre vir ons wil sê? En die woord sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Laat ons mense maak, en God skep die man en die vrou. God skep die man en die vrou. So wanneer die woord sê, God het gesê, laat ons mense maak, en hy maak die man en die vrou, dan beteken dit albei is mens. Is daar iemand vir wie dit 'n wow moment is vanoggend? Is daar enigiemand wat al na sy vrou gekyk het terwyl sy so baie praat en gewonder, ek wonder wat se spesies is sy? Is dit net my vrou lag nog, so dis fyn, ek's nog is daar enige man? Okay, nee, toe maar, dat is dit. Maar laat my toe op 'n ernstiger noot vanmôre. 'n ligte ernstiger noot vanmôre. Om vir elke vrou vanmôre om verskoning te vra wat met 'n man te doen gehad het wat nie geweet het hy's veronderstel om mens te wees nie en hom soos 'n vark gedraai het. Laat my toe om vanmôre namens al die godvreesende mans vanmôre vir jou om verskoning te vra. As jy al met 'n man te doen gehad het wat nie geweet het wat God in hom geplaas het en hoekom God hom geskaap het nie, en hy het jou seer gemaak oor jou geloop, jou soos 'n vloerlap hanteer, nie die waarde in jou gesien wat God in jou sien nie, dan wil ek jou vanmôre om verskoning vra. Ek wil vanmôre vir jou sê jammer. En hier sit baie vrouens wat seer gekry het, want mans het nie geweet wat dit beteken om 'n man te wees nie. Mans het nie geweet wat dit beteken as die woord van God sê, God het hulle geplaas as hoof van die huis, en dan sê Jesus sê Paulus, sodat die man die vrou moet lief hê soos Christus die kerk lief het nie. Dat die man sy vrou moet eer en respekteer, dat die man vir haar soveel respek moet hê en haar so lief moet hê soos Christus elkeen van ons lief het, dat hy sy eie lewe bereid was om te gee vir my en jou. Dis wat Christus gedoen. Dis die voorbeeld van 'n man en dis die voorbeeld wat Christus vir my en jou gelos het, en soveel mans het nie geweet dat dis wat dit beteken om mens te wees nie. En ek wil vanmôre om verskoning vra. Ek wil begin deur om elkeen van julle jammer te sê. Ek wil vir my vrou jammer sê dat ek haar so hanteer het soos ek haar hanteer het voor ek Jesus geken het. Hierdie is nou nodig. Maar ek wil vir haar jammer sê. Want ek het nie geweet ek's mens en ek het my soos 'n vark gedra, ek het my soos 'n hond gedra. Terwyl ek veronderstel was om mens te wees, 'n man te wees, waarop God kon trots wees. En ek wil vanmôre vir elkeen van julle vrouens sê jammer. Ek wil sê jammer daarvoor. God het ons mens gemaak. En dan sê die woord van God, hy het ons na sy beeld gemaak. Wie het God na sy beeld gemaak? Net die mans? God het die mans en die vrouens na sy beeld gemaak. Kom maar dames, en hierdie is so belangrik vir my om vanmôre vir jou te sê. God het jou ook na sy beeld gemaak. Dit beteken wanneer die Here na jou kyk, dan kyk hy na 'n spieël. Dis wat dit beteken om na iemand se beeld gemaak te wees. Wanneer God na jou kyk, dan sien hy 'n refleksie van wie hy is. Dit beteken dat daar soveel potensiaal binne in jou. Toe God jou geskaap het, toe hy soveel potensiaal in jou gesit, dat hy sê, ek gaan die vrou ook na my beeld maak. Ek gaan haar na my gelykenis maak. Ek gaan haar potensiaal in haar sit om my te verteenwoordig. If we are the carriers of his image, then we are also supposed to be the carriers of his presence. Amen. Dis nie my sê ding, ek het iewers in die week gehoor en toe klink dit net cool, toe dink ek gaan dit draai. Okay? Maar dit is so waar. As ons die beeld van God dra, dan dra ons ook die teenwoordigheid van God.
En dames, ek wil vanmôre spesifiek met jou praat. God het jou nie geskape as 'n minderwaardige nie. God het jou nie geskape om te dink jy's 'n vloerlap of jy's minder belangrik as die man nie. God het jou geskape met die potensiaal om sy beeld in 'n wêreld na buite toe te dra. Hy het jou geskape om sy teenwoordigheid in hierdie wêreld in te vat en hierdie wêreld gaan impakteer. Al wat ons nodig het is die teenwoordigheid van God, dan verander goed. Dis al wat ons nodig het. Jou werk, waar jy werk, jou huisgesin, daai omstandighede wat jy in is, all that it needs is the presence of God. En as jy nie jou identiteit in Christus vind nie, dan gaan jy ook nie daai presence of God dra saam met jou nie. En ek besef dis moeilik. As 'n dame, ek besef dit is soms moeilik want ons verwys na God die Vader. Ons verwys na Jesus die Seun. En ons praat van hom en hy. Ons gee hom 'n manlike geslag wanneer ons praat van God. En wanneer ons meeste van die tyd praat, dan praat ons van koning Dawid en Abraham, maar ons vergeet van Sarah. En ons vergeet van Naomi en Rut, en ons vergeet van Deborah, en ons vergeet van Esther, en ons vergeet van soveel vrouens wat die Here magtig gebruik het om sy beeld in 'n verlore gaande wêreld te wys en sy teenwoordigheid daarin te bring. It's through the image of God, it's because of the image of God that the presence of God moves into places. En God het jou as dame vanmôre, hy het jou in sy beeld geskape, hy het jou die potensiaal gegee om 'n verteenwoordiger van hom in 'n verlore gaande wêreld te wees. Jy kan met die beeld van God, met die teenwoordigheid van God, kan jy jou huwelik verander. Just by bringing his presence into your house. Jy kan jou werksomstandighede verander, just by bringing your presence, just by bringing the presence of God into that place. Dit is nie net die man se opdrag om uit te gaan en die wêreld te gaan verander nie. Dis ook die vrou se opdrag. God het elkeen van julle geskape om 'n ambassadeur van sy koninkryk te wees. Hou op so min van jouself dink. En mans, as jy hier sit vanmôre en jy dink jou vrou is minder of laer as jy of vir een of ander rede jy is hoër as haar, dan wil ek jou aanspreek vanmôre en ek wil jou vra, gaan terug na Genesis toe en kyk hoe God met hulle gepraat. God het hulle saam daar geplaas. God het hulle 'n opdrag gegee. God het hulle geseën en God het sy beeld in albei geskape. Sodat ons die teenwoordigheid van God in 'n verlore gaande wêreld kan gaan uitleef. So that we can go and change that world. Sit weer op by skrifgedeelte, Boeta. Ag Sissa. In sy gelykenis en laat hulle heers oor die aarde. Dames, weet julle hoeveel autoriteit, potensiaal vir autoriteit is daar binne in julle? Die woord heers praat van heerskappy. Dit praat van autoriteit, dit praat van gesag. En hierdie skrifgedeelte praat God nie net met die mans nie, maar hy praat met die vrouens ook. Weet jy hoeveel krag het jy met die Heilige Gees wat binne in jou leef? Weet jy hoeveel potensiaal het jy? Weet jy dat jy het die autoriteit om daai geesteswêreld, daai goed wat wil in jou huis inkom en jou man van jou af wegruk, weet jy dat jy het die autoriteit om oor dit te heers? Kom aan, weet jy het die autoriteit om daai gees van las aan te spreek in jou huis en dit weg te werp? Weet jy dat jy het die autoriteit om daai siekte wat in jou kinders wil kom hou vas of in jou familie wil hou vas, weet jy dat jy het ook daai heerskappy? Dis nie net die man nie, jy het dit ook. Weet jy dat jy ook jou hande op jou man kan lê as hy siek is? My vrou het al soveel keer vir my gebid en dan bo natuurlik genees die Here my. Ek het nie vir haar gesê hoor jy gaan roep 'n man nie. Ek het nie vir haar gesê, hoor jy gaan soek iemand anders nie. Ek was siek en dan kom my vrou en sê, hoekom? Want sy is ook geskape in die beeld van God. Sy dra ook die image of God. And she also carries the presence of God. But if you want to carry the presence of God, you need to spend time with the one that got the presence, that's got the power, that's got the might.
As jy die presence van God, die teenwoordigheid van God in 'n verlore gaande wêreld wil invat, as jy heerskappy wil hê, as jy wil heers oor daai omstandighede in jou huwelik, in jou huis, by die werk, as jy wil heers oor dit, dan moet jy die een wat daai heerskappy gee, so goed ken, dat jy bewus is van sy vriendskap. Ek het laasweek gepraat oor Jesus wat sê, ek noem julle my vriende, en hy sê, as ek julle my vriende noem, dan moet julle doen wat ek sê. En ek vra die vraag is, hoekom sal ons nie doen wat 'n God vir ons sê, wat alles weet nie? Hoekom sal ons nie doen wat 'n God vir ons sê, wat weet hoe dit gaan uitwerk nie? Kom nou. Hoekom sal ons nie doen wat 'n God vir ons sê, wat weet wat die perfekte resultate gaan bewerk nie? Natuurlik sal ons doen wat hy sê. En dan sê Jesus, as julle doen wat ek vir julle sê, dan is julle my vriende. Jesus is jou vriend ook. En hy wil hê dat jy hierdie heerskappy moet opneem. Hy wil hê dat jy moet in sy autoriteit gaan staan en besef wat hy in jou geplaas het. Hy het in jou geplaas heerskappy, autoriteit, sy beeld, sy teenwoordigheid. Volgende vers, Boeta. Vers 27, en God het hulle mens geskape, na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Daar's 'n duidelike verskil tussen mans en vrouens. Amen. Daar's 'n duidelike verskil tussen mans en vrouens. Maar dit is nie 'n geestelike verskil nie, dit is 'n fisiese verskil. Daar's 'n duidelike verskil tussen mans en vrouens. Dis 'n biologiese verskil. Ja, ek gaan nie hieroor te ver uitbrei nie. Maar laat ek net sê, mans en vrouens se brein verskil, okay? Ons dink anders, ons redeneer anders, ons praat minder of meer, daar's 'n verskil. Ons gee fyner detail of ons gee net eenvoudig wat nodig is om gesê te word. Ek gaan nie sê watter geslag nie. Maar ons verskil, die manier hoe ons dink verskil, dis 'n biologiese verskil. Daar is 'n verskil in ons beendiktheid, in ons massa samestelling. Dis 'n biologiese verskil. Dit is 'n fisiese verskil. Daar is ander verskille. Okay? Daar is ander verskille. Hoekom noem ek dit vanoggend? Want dit is so belangrik dat ek en jy vrede maak met wie God ons geskaap het om te wees. Dit is so belangrik dat ons vrede maak en weet dat God het jou geskape om 'n man te wees of het jou geskape om 'n vrou te wees. Want jy het soveel potensiaal as 'n vrou. Jy het nie nodig om soos 'n man te wees om te heers nie. Jy het nie nodig om jou soos 'n vrou te gedra om te heers nie. God het jou klaar uniek gemaak. Hy het jou klaar spesiaal gemaak en hy het klaar 'n doel met jou lewe soos jy is. Ek kyk hier week 'n gesprek van 'n ou wat so op die campus praat met die studente oor hierdie topik. En die student sê, hy vra vir die student, wat is 'n vrou? En die student sê, dis enigiemand wat kies om 'n vrou te wees. Hy sê, en die persoon sê, dis fine, maar dit verduidelik nie wat is 'n vrou nie. Jy sê, wie kies om 'n vrou te wees? Hy vra, maar wat is 'n vrou? Is die vraag. En eventually antwoord die student en die persoon sê, dis iemand wat met geboorte 'n vrou is, dis 'n vrou. En hierdie persoon sê, dis waar, maar dis iemand wat met konsepsie reeds either 2 X-kromosome of 'n XY-kromosoom ontvang het. En die persoon sê, hy sê, want God is die skepper van lewe. Nie geboorte nie. God skep lewe. Die dag toe jy in jou moederskoot gevorm is, het God reeds bepaal, die oomblik toe die eiertjie en die sel, ek gaan nie te graphic raak nie, maar toe dit bymekaar gekom het, daai oomblik, toe het God reeds bepaal, toe is daar reeds 'n DNA, 'n spesiale DNA. Dis nodig vir my om dit te sê vanmôre, want jy moet weet dat jy's nie per ongeluk wie jy is nie. Jy is deur God gevorm en ek wil dit vanmôre 'n stappie verder vat. Die God wat ons dien is die God wat jou beplan het voor die grondlegging van hierdie wêreld. Dis die God wat jou beplan het voordat daar enige planne gemaak is om jou te hê.
Kom nou, God het jou reeds in gedagte gehad. Dit beteken dat hy het reeds aan jou gedink. Hy het reeds geweet, Roan, dat jy 'n man gaan wees, dat jy 'n growwe stem gaan hê en dat jy so in worship hom gaan verheerlik. En as jy dit embrace, dan kan jy die volheid van sy purpose vir jou lewe uitleef. Jy sien, daar is 'n plan en daar's 'n skepper en hy het 'n groter plan as wat ek en jy besef, maar ons moet vrede vind in wie hy ons geskape het. En daarom is dit nodig vanoggend om met al die vrouens te praat en te sê, jy's nie 'n vloerlap nie. Jy's geskape in God se beeld, met heerskappy, met autoriteit, met die ability om sy teenwoordigheid in 'n verlore gaande wêreld in te vat. Volgende vers, Boeta. Vers 28. En God het hulle geseën. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit. Dis interessant dat nie in hierdie skepingsstorie enige plek God sê, en ek het julle geskape en ek wil hê die een mens moet oor die ander mens heers nie. Het jy dit iewers gesien daar? God het 'n span gemaak. Sit vir my 2 vers 18. Is dit 2 vers 18 gou op? As jy nie omgee nie, Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie en hy het vir hom 'n hulp gemaak. God het vir die mense hulp gemaak. Ons weet op daai stadium praat God van Adam, maar die skrywer wat op daai wat Moses is, wat die woord van God geskryf het, verwys na die mens. God het vir die mense hulp gemaak. Hierdie mag dalk 'n surprise wees vir jou, maar as man het God vir jou 'n hulp gemaak, dis jou vrou, maar as vrou het God vir jou 'n hulp gemaak en dis jou man. Kom nou. Wie van julle man sit hier vanoggend en sê jy het nog nooit jou vrou se hulp nodig gehad nie? Nee, ek het haar nodig net soos sy my nodig het. Ek het haar nodig net soos sy my nodig het. Die Here het ons gemaak om mekaar se hulp te wees, om mekaar se vriende te wees. Die Here het ons gemaak sodat ons mekaar kan aanvul waar 'n ander een 'n gebrek het of 'n swakheid of 'n tekortkoming het, nie 'n gebrek nie, 'n tekortkoming het. Daar vul ons mekaar aan en dis hoe God ons geskape het. Hy het ons nie gemaak om oor mekaar te heers nie. Interessant dat die gedagte van 'n koning, lees ons eers in Samuel van. Kom nou, julle ken julle Bybel. Toe Israel onder die rigters, so lank onder die rigters bly, en elkeen doen wat die gees van God in sy hart lê om te doen, en elkeen die wil van God soek, en 'n teenwoordigheid, 'n verhouding met hom soek, toe kom die mense na Samuel toe en sê, Samuel, ons wil 'n koning hê, gaan lees dit. En Samuel gaan na God toe en hy sê vir God, hulle wil 'n koning hê. En God sê vir Samuel, gaan waarsku die volk en sê vir hulle, as hulle 'n koning het, gaan die koning oor hulle wil heers. Hoekom is dit 'n probleem? Want God het ons geskape dat ons met hande vat, man. God het ons geskape, kom hier my mooi vrou. God het ons geskape dat ons moet saamloop. God het ons geskape dat ons moet vriende wees, dat ons moet partners wees. God het ons geskape, ek gaan try kyk of ek op die stage kry. Sy daar bediening daar agter by die iKids en ek het my bediening hier. Maar ons is partners, ons is vriende van mekaar. Kan jy vir my Joel 2 opsit, vers 28? Hierdie is 'n profeet wat praat van hierdie dispensasie. Van hierdie tyd waarin ons leef. Van die Handelinge kerk. En die profeet sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom en julle jong mense gesigte sien. Volgende skrif asseblief, vers. En ook die diensknegte en die sal ek in daai dae my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee in die hemel en op aarde. In hierdie tyd wat ons leef, die dispensasie waarin ons is dit so belangrik dat jy as vrou besef dat God sy gees op jou wil uitstort. Op jou. Op jou. Nou is die vraag, maar wat is 'n moeder? Die opdrag wat God in die begin gegee het, gaan en vermeerder. Gaan en vermeerder. Vertel vir my, hoe kan die man of die vrou daai opdrag sonder mekaar uitvoer? Het ons mekaar nodig om God se opdragte uit te voer?
Ons het, as jy voluit daarvan wil uitleef, ons het mekaar nodig. En daar, wanneer daar vermeerdering plaasvind, is daar kinders, en dit gee die moeder 'n spesiale plek in hierdie wêreld, om die kinders groot te maak in die weë van God, om hulle te leer, hulle te onderrig, om hulle lief te hê, by te staan, hulle geestelike goed te leer. Maar dis nie die enigste moederskap wat plaasvind nie. Jesus Christus het teruggekom, en sit vir my Matteus op asseblief. Jesus Christus het gekom, en net voordat hy opgevaar het na die hemel, het hy sy laaste opdrag uitgegee. En hierdie is sy opdrag aan elkeen van ons. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen. Sien jy, hy praat heel eerste van heerskappy. Hy praat heel eerste van autoriteit. Hy sê, ek het gekom om die autoriteit terug te gee aan julle. Dit wat die Satan kom steel het. Ek het gekom om dit terug te gee aan julle wat my oorspronklike plan was. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Sien julle dit? Sien julle die geestelike moederskap? Jesus kom terug en hy verander nie die opdrag nie. Hier sit vrouens vandag hier wat nie kan swanger word nie, as gevolg van mediese redes. En ek en my vrou weet hoe eensame hartseer journey daai kan wees. Vir 14 jaar het ons probeer swanger raak. Meer as 7 miskrame en goed gehad. Ons weet hoe seer en hoe moeilik moet dit wees vir 'n vrou om nie te kan kinders baar nie. Maar ek wil vir jou vandag sê, die Here is so getrou as dit jy is. Want ons het gesien hoe God vrouens wonderbaarlik swanger maak. Hoe die Here, nadat daar gebid is, wonderbaarlik aan 'n vrou 'n kind voorsien. Maar ons, in ons geval, het die Here vir ons kinders gegee om aan te neem. En hierdie 2 laities wat ons het vandag, sê ek vir jou, maak my so gelukkig. Ek is so bly en ek staan in die perfekte plek waar God wil hê ek moet wees. Wat ek vir jou wil sê vanmôre, moeder, ma, vrou, met die potensiaal om 'n ma te wees, dat jou roeping as moeder hang nie af van die feit of jy kan swanger word of nie swanger word nie. Jou roeping as moeder hang af van die feit of jy bereid is om iemand groot te maak in die wil van God. Of jy bereid is om iemand te vat en te nurture tot hulle kom by die volheid van wie Christus hulle wil hê hulle moet wees. En daarom kom Jesus en hy bevestig dit weer. Moederskap is mentorskap. Moederskap is mentorskap. Dit beteken dit wat God jou geskape het om te wees as 'n moeder, is 'n mentor vir mense wat nog kinders in die gees is. Kom, amen. En die Here wil hê dat jy as vrou besef wat jou potensiaal is, dat jy ook sal uitgaan en sy naam verkondig, ook sal uitgaan. Daar's plekke waar jy gaan beweeg waar ek nie kan beweeg nie. Daar's werksplekke waar jy werk, waar ek nie kan inkom nie. En dit help nie, ek gee hierdie opdrag net aan die mans nie, want dan vul ons nie die hele wêreld met sy teenwoordigheid nie. Daar's plekke waar jy as moeder gaan beweeg, daar is groepies nie, dis nie wat mense dit noem nie. Daar's kuiergroepies waar net vrouens kan inkom en jy kan daai teenwoordigheid van God daar inneem en jy kan sy spreekbuis wees. Paulus praat gereeld hiervan en sê hy, my kinders wat ek gebaar het in die gees. En dan verwys hy daarna en sê hy, my kinders wat ek groot maak volgens die wil van God. Dan praat hy nie van fisiese kinders nie, maar van geestelike kinders. Kerk, die Here het ons geroep as mentors vir hierdie wêreld. Die Here het ons geroep as ouers vir hierdie wêreld. En nou praat ek met mans en vrouens. Jy is nie net geroep om 'n ouer te wees van jou kinders, 'n goddelike leier te wees van jou huis, 'n mentor te wees, 'n pa of 'n ma te wees wat die woord van God aan jou huis verkondig nie, maar as man en vrou het ons die opdrag om ouers te word van 'n wêreld wat kindertjies is of nog nie eers kindertjies is van God nie. Dis hoekom hy ons geskaap het. Ek lees hierdie laaste skrifgedeelte vir julle, waar Paulus met Timoteus praat. Ek sluit af met hierdie skrifgedeelte en ek wil hê mense sal my volg. Paulus praat met Timoteus en sê hy, my geliefde kind, dis nie sy fisiese kind nie, dis nie sy bloedkind nie, dis sy geestelike kind.
Paulus het die verantwoordelikheid van mentorskap van 'n geestelike vader of 'n geestelike moeder is baie ernstig opgeneem. En hy het gaan kinders baar in 'n verlore gaande wêreld. My geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Jesus Christus ons Here. Ek dank God wat van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wat ek van my voorouers af. Sien jy wat sy impak het sy voorouers of ouers in sy lewe gehad? Sien jy wat sy ou impak? Hy sê ek dien die Here vandag as gevolg van my ouers. Ek ken God vandag as gevolg van my ouers, my bloedouers. Maar al ken ek God as gevolg van die impak wat my bloedouers in my lewe gehad het, sien ek die geestelike impak wat hulle gehad het en daarom het ek geestelike kinders. Hulle was vir my so mooi voorbeeld van wat dit beteken om God te dien, dat ek vandag God dien met my geestelike kinders. En onophoudelik dag en nag in jou en my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. Onthou julle die storie van die oom in die begin? Onthou julle die storie van die oom in die begin wat ek gesê het dat daar's niemand wat nie, daar's net een persoon, twee persone wat elke dag aan jou dink. En dis jou ouers. Elke dag. Jou vriende dink so nou en dan aan jou, jou vrou of jou man wil so nou en dan van jou vergeet, maar jou ouers dink elke dag aan jou. Hier kom Paulus en hy vat dit en hy maak dit geestelik en hy sê, jy's my geestelike kind en ek dink elke dag aan jou. Dis hoe belangrik dit is vir my dat jy my geestelike kind is. Dis hoe kosbaar dit vir my is. Dis hoe belangrik jy vir my is, dat ek elke dag aan jou dink. Ek dink aan jou trane, ek dink aan jou seer. Imagine ons is daai geestelike ouers vir hierdie wêreld. Imagine jy vat daai verantwoordelikheid vandag en jy vat iemand, man 'n jonger laaitie of 'n jonger meisiekind of iemand wat jy weet nog nie die Here dien nie, miskien 'n vriend of 'n vriendin of iemand by die werk en jy vat hulle soos 'n kind, jy geestelik adopt hulle en jy vat die verantwoordelikheid oor hulle siel en jy begin so omgee vir hulle. Imagine wat se kinders van die Here sal hulle word. En sê, en as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder, in jou ouma. Ek dank die Here dat jou ouma 'n godvreesende vrou was. Ek dank die Here dat jou ouma die rol van moederskap verstaan het en jou ma gemoeder het, gementor het, die woord van God aan haar verkondig het, haar geloof aan haar oorgedra het. En dan dank ek die Here vir jou moeder Eunice, jou ma, wat ook so voorbeeld het. Jy moet 'n patroon hier sien. Jy kan die bloedlynvloeke wat daar oor jou familie is, vandag breek, deur om 'n godvreesende ouer te word. Kom kerk. Jy kan vandag die vloeke wat daar heers oor jou familie breek, deur om Jesus Christus in te nooi in jou lewe, hom te aanvaar en dit te vat en dit oor te dra aan jou kinders. Jy kan vandag alles verander deur om jou hart vir Jesus Christus te gee, hom in te neem, hom te aanvaar as jou redder en saligmaker en jou lewe aan hom oor te gee en toe te laat dat sy gees binne in jou kom bly. Kan jy alles verander? Jy kan generasie, dankie Jacques, jy kan generasie na generasie impakteer met 'n keuse wat jy vandag maak. As moeder. Jy het nie nodig om maar net 'n van die kerk of maar net 'n venter of maar net 'n, jy het nie nodig om dit te wees nie. Jy het nie nodig om dit oor te deel aan jou kinders nie. Verander dit vandag. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe aan te wakker wat in jou is. Come on, let's awaken that spirit that's inside of us. Come on, kom ons maak dit wat God aan ons gegee het, wat ons deur genade ontvang het, kom ons maak dit wakker. Kom ons raak excited oor dit wat God in die vrou geplaas het. Kom ons raak excited oor dit wie God ons gemaak het. Vers 7, want God het nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. God het nie aan die man of aan die vrou enige ander gees gegee as sy eie gees nie. En is 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Dieselfde gees wat in Jesus Christus was, leef nou in jou. Ek praat met almal, maar moeders, ek wil met jou afsluit.
En ek vra jou vanmôre om nie hier uit te loop en te twyfel in wie God jou geskaap het om te wees nie. Miskien vir jare het jy nie so belangrik gevoel nie. Miskien het jy groot geword in 'n generasie of 'n era of in 'n kultuur waar jy nie gegun is om die volle mens te wees wat God jou geskaap het om te wees nie. Iemand sê eendag, nee, is in die week, sê 'n persoon vir my, die probleem in hierdie wêreld het begin met women's lib. Nou, dit beteken women's liberation, maar hy kyk ook so rond, hy kyk seker waar sy vrou is, hy dit sê. En ek sê van Boeta, ek hoor jou. En net soos enige ander beweging is al baie negatiewe goed wat uit daai goed uitkom. Ek sê maar die probleem het nie daar begin nie, die probleem begin wanneer ek en jy ons opinies bo God se opinie plaas. Daar het begin. Die oomblik wat ek en jy dink ons kan 'n opinie oor iemand anders hê wat hulle afbring na laer as wat God hulle geskaap het om te wees. Mans, ek wil vanmôre vir jou sê, daai persoon wat langs jou sit is nie jou slaaf nie, is nie jou vloerlap nie, dis jou vriend. Dis jou vriend, gedra soos 'n vriend. Hanteer haar soos 'n vriend, gedra jou soos 'n vriend. Kom ons wees die volheid van wat God ons geskaap het om te wees vir mekaar. Kom ons wees werklik goddelike vriende. Kom ons dra mekaar in die gees en kom ons bid vir mekaar. Kom ons eer mekaar en respekteer mekaar. Kom ons besef dat sou ons hierdie wêreld wil verander as Christene, dan gaan ons vir die wêreld daar buite moet wys dat ons as man en vrou is 'n unit. Ons is albei gevul met die gees van God. En ons albei word gelei deur die gees van God. Amen. Prys die Here. Ons hemelse Vader, ek dank U vir die boodskap vanmôre. Here Jesus, my gebed is dat niemand sal hoor wat ek nie sê nie, Pastor JP se woorde. Dat niemand sal hoor wat ek nie sê nie, maar dat hulle sal hoor wat gesê word vanmôre. My gebed is, Here Jesus, dat ons sal teruggaan na wat die woord vir ons sê, wat 'n ma is. Wat maak ons 'n moeder? Hoe belangrik is dit dat die vrouens sal uitgaan en besef dat om 'n moeder te wees is om 'n mentor te wees. Is om mense te onderrig, die gees van God kans te gee om te werk, en in hierdie verlore gaande wêreld die teenwoordigheid van God in te dra. Ek dank U, Here Jesus, ek dank U vanmôre vir elke vrou wat hier sit. Elke vrou, want elke vrou wat hier sit vanmôre is 'n ma in die wording. It's a mother in the making vanmôre. Al is dit dan nie om fisies kinders te baar nie, maar om geestelike kinders te baar. Elke vrou wat hier sit vanmôre, so ook elke man het die potensiaal om 'n wêreld te gaan verander, hulle wêreld te gaan verander. En ek dank U dat U ons waardig genoeg ag as mans en vrouens om U teenwoordigheid in hierdie wêreld in te dra. Here Jesus, ek wil en ek kan nie anders as om vanmôre te bid vir die mans en vrouens wat dalk hier sit vanmôre en minderwaardig voel. Wat hy sit vanmôre en nie weet of hulle 'n plek het in hierdie wêreld nie. Wat hy sit vanmôre en nie weet hoe kosbaar en hoe spesiaal hulle is vir U nie. Om vir hulle te bid nie. En ek wil vir jou bid vanmôre as jy hier sit en jy het al gewonder oor jou identiteit. Jy het al gewonder oor of jy waardig is om God te aanbid, waardig is om sy kind genoem te word. Jy sit dalk hier vanmôre en jy het al gewonder of is jy regtig 'n seun om op trots te wees, of is jy regtig 'n dogter om op trots te wees, is jy regtig 'n waardige man of vrou, dan wil ek vanmôre vir jou bid. Ek wil vanmôre vir jou bid en vir jou sê dat my God maak nie foute nie. Die God wat ek dien, het jou ontsaglik lief. Hy het jou so lief, dat hy jou beplan het, nog voordat jou pa en ma aan jou gedink het om jou te maak. Het God jou reeds beplan. Hy het jou in gedagte gehad. Jesus Christus het aan daai kruis vir jou kom sterf. Meisiekind, seun, ma, pa, man, vrou. Jesus Christus het aan die kruis kom sterf, nie vir 'n klomp foute wat hy gemaak het nie, maar vir mense wat hy gepurpose het, wat hy beplan het, wat hy geskep het met 'n lewensdoel. En ek wil vir jou bid vanmôre en ek wil vir jou sê dat die God wat ek dien het my hiernatoe gestuur vanmôre om vir jou te sê dat hy het jou ontsaglik lief.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?